Vandag is donderdag 18 September. Baie welkom by vandag se luistermeditasie in Koninkrykstyd. Die gedeelte waarby ons vandag vertoef is Kolossense 1, vers 9 tot vers 11. Voor ons by die gedeelte gaan stil staan, wil ek jou graag nooi om sommer net daar waar jy is tot rus te kom, 'n kers aan te steek en intentioneel te draai na God wat teenwoordig is. Wat van God word jy bewus terwyl jy nou stil word? 'n Woord, dalk 'n metafoor, of 'n beeld? Wie is die God wat saam met jou in die oomblik is? Laat God toe om in die oomblik na jou te kyk, met sy liefde, met sy genade, en laat God toe om jou vas te hou en jou lief te hê. Here, ons word stil om in 'n wêreld waar daar so baie geraas is, so baie stemme is, stil te word nou om U stem in ons lewe te hoor en te herken. Amen. Kolossense 1 vers 9. Ons vra God dat julle deur al die wysheid en die insig wat die Gees gee, tot volle kennis kan kom van wat sy wil is. Ons bid dat julle tot eer van God, die Here, sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God wat oor die mag en heerlikheid beskik julle versterk en aan julle die krag gee om in alle omstandighede met geduld te volhard. Kom ons luister weer na die gedeelte. Luister fyn, wat hoor jy en wat raak jou in die gedeelte vandag? Ons vra God dat julle deur al die wysheid en die insig wat die Gees gee, tot volle kennis kan kom van wat sy wil is. Ons bid dat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy van julle verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God wat oor die mag en heerlikheid beskik julle versterk en aan julle die krag gee om in alle omstandighede met geduld te volhard. Wat is dit wat jy hoor? Wat staan vir jou uit in die gedeelte? Word vir 'n oomblik rustig met die gedagtes.
Paulus bid vir die gemeente in Kolosse. En hier's veral 3 goed wat vir my uitstaan waarvoor hy bid. Hy bid dat hulle God se wil sal ken en dat hulle God se stem sal hoor. Dat hulle tot die volle kennis van sy wil sal kom, sê Paulus. Dan bid hy dat hulle lewens sal vrug dra en dat hulle goeie werke sal doen soos wat hulle God beter leer ken. Dat hulle met ander woorde al meer God se wil sal leef. En dan bid hy vir hulle vir krag om met geduld te volhard op hulle geloofspad. Hy bid dat hulle sy wil sal ken en sy stem sal hoor, dat hulle vrugte sal dra en goeie werke sal doen soos hulle beter sy stem ken, en dan bid hy ook vir krag en geduld om te volhard op hulle geloofspad. Ons sou vandag kon sê Paulus bid vir geloofsonderskeiding. Dat die mense in Kolosse geloofsonderskeidend sal leef. In eenvoudige taal sou ons kon vra, wat is geloofsonderskeiding? En dan sê geloofsonderskeiding is eintlik maar om daagliks so met God te leef, dat ek sy stem kan hoor en sy hart kan ken en met my lewe dan gehoorsaam daarop kan reageer. Ons leef inderdaad in 'n wêreld met soveel stemme. Soveel stemme wat van alle kante af na ons toe kom, die kultuur waarbinne ons leef, die tydsgees waarvan ons deel is, die politiek, die ekonomie, ons eie persoonlike stemme, ons egos, ons families waarbinne ons leef, die kontekste waarvan ons deel is, dis stemme wat die heeltyd met ons praat en wat ons voed. En dan is die vraag, hoe kan ek geloofsonderskeidend leef? Hoe kan ek onderskei wat God se wil is in hierdie wêreld, sodat ek dit kan hoor en daarop kan reageer en gehoorsaam kan leef? Hoe doen jy geloofsonderskeiding? Hoe leef jy met geloofsonderskeiding? Hoe onderskei jy tussen die ware en die valse stemme in jou lewe? Hoe onderskei ek God se stem in 'n wêreld met soveel ander stemme? Die doel van God se stem is om ons altyd heel te maak en vry te maak. Paulus maak dit baie duidelik dat Jesus nie gekom het om ons te bind nie. Dat die wet nie daar is om ons vas te hou nie, maar juis om ons vry te maak. Dit is daarom goed om, wanneer ek onderskeidend leef en nadink, vir myself te vra, help hierdie keuse of hierdie onderskeiding my om 'n voller, heeler mens te wees en 'n vryer mens te wees, of bind dit my? Breek dit my? 'n Tweede vraag om altyd te vra is, neem hierdie stem my nader na God of neem dit my weg van God af? Help dit my om nader aan God se hart en God se liefde te leef? Of vat dit my weg? 'n derde vraag wat mens kan vra is, help hierdie stem my om meer getrou my ware self te wees, wat God my gemaak het, autentiek? 'n vierde vraag wat mens kan vra is, neem hierdie stem my na die wêreld toe, na die omgewing waarbinne ek leef, om 'n verskil te maak, of laat dit my onttrek, vat dit my weg uit die wêreld uit? Bou ek aan God se koninkryk, of bou ek maar net aan my eie drome en my eie koninkryk? En dan wanneer ek op die ou einde keuses maak, besluite neem, God se wil onderskei, lê die toets op die ou einde in die vrug wat my lewe dra.
Dra my lewe die vrug van liefde en geduld en selfbeheersing en sagmoedigheid en goedhartigheid. Dra my lewe die vrug van geregtigheid en versoening, nederigheid en diensbaarheid. Ons leef inderdaad in 'n tyd waarin daar so baie stemme is. Die wêreld is deurmekaar. Mense veroordeel mekaar. Mense leef in kampe. Daar's mense wat so baie voorhou as dit is die waarheid. Dis juis in sulke tye wat ons nodig het om met geloofsonderskeiding te leef. God se wil te soek en gehoorsaam daarop te reageer. Mag hierdie paar gedagtes uit Kolossense my en jou ook vandag help om bidtend by die Here te sit en onderskeidend in die tyd te leef waarin ons vandag leef. Waar het jy op die stadium geloofsonderskeiding nodig? Dink daaroor en gebruik die tyd om fyn te luister na die stemme binne in jou en God se stem daarin te soek. Doen slegs U wil, Heer. U wil met my. U pottebakker. Ek, die klei. Maak my sagte klei in U hande, Here, sodat U my kan vorm en kan maak wat U wil, en sodat ek gehoorsaam U kan volg. Amen.